Ek gaan die enigste rede om ek met die microfoon gaan praat is terwyl van die kamera, so die klank daar opgaan. Ek wil vir jou sê, welkom vir almal wat hier so is. Toe ek gister 'n bietjie dink, begin mens, geleentheid soos hierdie. Dit is my eerste rougeleentheid wat ek hier by die einde kommentator. Ek wil twee goed sê rondom. Die domme wat hier voor mens is, en dan ons sit spesifiek om buite te kan kyk om iets van die natuur te kan raak sien. En die ander ding is, toe ek die foto's sien van John met smile, is dit die eerste ding van my wat aan opkom, is sy glimlach. Altyd as hy hier opgedaag het. Hy het altyd hier met 'n glimlach opgedaag. Of hy net vir my geglimlach het, dit sal ek nou nie weet nie. Maar daai glimlach is iets wat ek hom altyd by sal onthou. En wanneer mens by geleenthede soos hierdie is, dan word mens ons maar op snaakse maniere gekonfronteer. Dink oor jou eie lewe, dink oor die verlede, dink oor tyd saam met hom, belewennisse, ervarings, 50 jaar en meer, en mens dink daaraan. En Tannie, ek het nou dat ek by Tannie gesit het gesê, ons mag voel soos wat ons voel. Ons mag hartseer wees. Ons mag eintlik so 'n bietjie vra ook hê. Dis oké. Dieselfde vir jou, Jock en John, selfde vir jou. Julle mag hier wees net soos wat julle is. Wat julle ervaar, wat julle beleef, hoe julle dink, hoe julle voel. Daai oomblik is die oomblik wanneer ons almal ons ook nou vashou. En eintlik vir ons sê, dink na oor jou lewe. Dink na oor wat was, sodat ons ook in die toekoms kan kyk. In ons gemeente, het ons die gebruik, en so kom ek nou vir Jock gevra, het ek net gehardloop om vir ons die lighter te gaan haal. En hierdie kers, nie hierdie ene spesifiek nie, maar vandag doen hy presies dieselfde doel. Tannie wys nou daarna, en Tannie weet presies waarna ek verwys. Ons steek die kers aan, as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. Iets wat ons in wese glo, dat die Here in wie ons glo, wat ons hier in die natuur ontmoet, wat in hierdie oomblikke saam met ons hier is, hy is die een wat ons vashou in hierdie tyd. Mag julle daarin troos vind, wanneer ons ook verder gaan vanoggend, die wete en die glo en die geloof en die belydenis dat die Here saam met ons hier is. En ons hoef nie vir een enkele oomblik daaroor te twyfel nie. Kom ons bid saam. Here, vir 'n oomblik word dit sommer ekstra stil. In die verte hoor ons 'n grasnyer en die lewe gaan aan. Maar vir ons wat vandag hier by mekaar kom om van Jock op 'n spesiale manier totsiens te sê, is dit 'n bietjie anders. Is dit 'n oomblik waar ons moet stil word. En eintlik so 'n bietjie introspeksie doen oor ons lewens. Here, elkeen wat hier sit, het 'n verskillende gevoel, ervaar verskillend, beleef verskillend. Maar dankie dat ons hier by die kers met mekaar kan kom, wat langs sy foto brand, en kan weet dat U hier teenwoordig is. Dat U ons nou spreekwoordelik op U skoot tel, ten spyte van ons dalk mag doen, of dit wat ons dalk nou mag doen. Gaan ons hierdie geleentheid om eintlik net ook stil te word by U voete, en troos te vind in die feit dat U ons nou net vashou. Nie eers woorde spreek nie, ons net vashou. Daarom bid ek vir almal wat hier teenwoordig is, dat hulle U liefde en U teenwoordigheid nie net nou in hierdie paar oomblikke wat ons hier by mekaar is, sal beleef nie, maar ook verder. Nie net vandag nie, maar elke dag, tot die hart weer oorheid is, en mens weer kan opkyk, en mens weer kan glimlag soos hy op die foto, en kan weet, dit was goed. Amen. Ons het, as jy ingestap het nou, hier buite gestaan het, 2 liedere gehoor. Een was in Island School, en een was The Flower of Scotland. En die liedere het met 'n doel gespeel hier vandag. Dit is 2 liedere wat hy op repeat geluister het die laaste tyd. Dit is spesiaal. Dit hou ons ook nou vir die vas. Ek wil sommer voor ons verder weg vir Jock, weet dit is nou die moeilike gedeelte. En hier te kom staan met 'n paar bedankings.
my neerzet. Kom ons wel so ek dink dit baie dank vir almal wat hier is vandag. Ja, die laaste paar dae was vir ons die moeilikste vir ons gewees in ons lewens. Ja, dit is die wat het draaglijker maak is die oorweldigende ondersteuning wat ons van almal ontvang het. Ons wil met die liefde van ons hart vir elkeen bedank. Wat 'n rol gespeel het in die redings die saam met ons gewees. Ons begin met Tony Brian. Baie dankie vir die deernis, die bereidwilligheid om hierdie moeilike tyd ons gesin leiding te gee. Die woorde vandag sover is weens liefde op ons lewe is 'n pragtige lewe dood. Dis waar om vertroos. Ons is ewig dankbaar die motivatie, die inspiratie, die loofwas sover van hulle lewens. Vir Krimintaat, die personeel, dankie dat julle deur van ons oopgemaak het, so kort kennisgewing, die van die bank, die hantering van die program ons meer, ons vergeet baie. Dan met die Suid-Afrikaanse Hospitaal, Sonja Smith, die programsondernemertjes, of voor jy echt kan spreek, vir die deurgaanse professionaliteit, die deernis en die geduld. Julle het die onmoontlike moontlik gemaak en verseker dat elke aspek van die redings met die waardigheid van was. Ons het dit van dit van ons skouers afgehaal op hierdie tyd. Dat is 'n onmeetbare verligting. Dan het die belangrikste is ons vriende en die klas familie en vriende. Waar begin mens? Dank vir die telefoonoproepe, die boodskappe, die drukkies. Stop vandag hier op de acteur geweest. Maar ook op de acteur tot aanvullen. En de volgende keer. Ons laatste paar maanden was ongetwijfeld die moeilijkste. Maar het was ook een ongelooflijke getuigenis van je liefde voor elkaar. En je op wat zo terug was.
van 'n versorger oortree. Die Here was lang. Die taak was vol. Maar hy het alles met soveel genade en geduld. Ons weet die nacht, en ons weet van die medikasie, die afsprake, maar al die versekering, met in altyd waardigheid en die gemak geniet. Jou versorging was nie taak nie, het was liefde en angst. Dagelijks herinner aan die moment. Sy eerste, sy kom, sy tweede, sy beste vriend. Ja. Die alles wat jy vir hom gedoen het, die wat wat die grootste geskenk gegee van enigiemand kan gee. Die weet dat hy veilig, geliefd en versorgd is tot die laaste aand. Dit is 'n nalatenskap van liefde tot die sofferie. Baie krag en toebereid afgelope paar maande was in Spurhals versamel. Dit het ons as kinders gerus gestel. Die paard het gesien en die gevoel en die school is vandag ewig kan kom. Nou is het jou met allemaal verzorg. Nou is het tijd om vir jou te sê. Ons kunnen vir jou soos jy wat onverzorg, ons sal ons nou soms meer te ondersteun. En zie je vier en elke zin van voorziet. Ter afsluiting. Dankbaar iets goed. En we weten een keer op de klein stukje zin wat daar voor ons die meer van paard zijn. Maar die man heeft zijn leven onze dag gevierd is pa. Als we droom voor zijn ongelooflijke geest. Pa was die doelbeeld van die man wat nooit verklaart. Hy was altyd 'n positiewe mens, met altyd 'n opgeruimde geest gehad, selfs toe die lewe moeilik was. As 'n gesin, weet ons hoe gelukkig ons was, ons lewens gehad het, baie geduld gehad met ons. Hy het ons onvoorwaardelik lief gehad, en hy altyd deel is van ons lewens, en groot dinge in die plek onlik. Ja, hij was ons grootste cheerleader, dat veld. Het is altijd ondersteund. En die belangrijkste is dat hij altijd geluisterd, zonder die woord op. Zijn nalatenskap. Die manier waar ons elkaar behandel het en die warmte van ons papa, is in vrede. Dankie vir alles wat jy vir ons was. So baie. Ons gaan so nou 'n bietjie kyk hoe die goedjies gaan. Daar was 'n leeftyd wat gebeur het voordat ek op die Heer van Constantia Single opgedaag. Dit het alles begin in Constantia Single 2001. Toe ek Paul vir die eerste keer ontmoet het. En hy groet my met 'n trimmes in die hand. En hy sê jy kom sien, daar's werk om te doen. Op pad om 'n mat op te sit by die buitekamers van 'n geliefde gesinshuis. My eerste toets.
Dit is wie hy was. 'n Man wat kan werk. Nederig en trots. Wat sy liefde deur sy dade en hande gewys het. Hy was ook 'n man wat my toegelaat het om deel van sy gesin te word. Hy het my aanvaar met 'n stil, eenvoudige genade wat min mense vandag nog het. Iemand wat my waarde laat voel het, nog lank voordat ek dit self kon raadsien. Van feesvieringe in La Romantica, tot die diep Mosambiek, en tot die verwondering van Duitsland, het ons almal saam die lewe beleef. Met groot familie, Kersfeeste op Stilbaai, hoe sal ons dit ooit vergeet? Pa se teenwoordigheid het hierdie tye baie besonders gemaak. Die gelag, die stories, die saamwees. Hy het met meegevoel saam deur moeilike tye geloop. En ons moet besef dat dit oukei is om te stry. Dat mens sterker deur die swaar kom. Sy betrokkenheid was sy prioriteit. Sy omgee was volledig, opreg en sonder voorbehou. Altyd daar, altyd bereid te lig. In swaar tye en in vreugdevolle tye. Sy hart was oop, sy hande gereed. Sy teenwoordigheid is steunpilaar, waarop almal kon staan. Anma, wat hom van die begin tot die einde bygestaan en versorg het, met onwrigbare liefde, geduld en toewyding, ons innige meegevoel. Met die krag van Christus en jou liefde, het hy sy laaste moeilike reis sagter gemaak. En daarvoor eer ons jou vandag. Ons neem afskeid van 'n geliefde man, 'n pa, 'n oupa, 'n broer, vriend en medegelowige. Maar sy nalatenskap van liefde, sagtheid en standvastigheid leef voort in elkeen van ons wat hom geken het. Ons prys die Here. And there's someone I just want to say, Gary, you were like a son for me too. And thank you for being there for me. Thank you. Ek weet nie wat jy nou beleef, van ons hier ingestap het tot nou toe en wat jy gehoor het. En ek vra dat jy wat jy vir ons kan speel. Ek weet nie wat nou deur jou kop gaan nie. Hier is een lied wat ons net kan luister. Die soms en jy net jou oor op toe maak. En nader by God by jy kan luister. En ook net die oomblik van dit te kan hanteer.
sommer onmiddellik gaan om die PowerPoint te wys. Terwyl dit speel, dan roep dit herinnering op. Dis wat ons nou gesing, is eintlik ook 'n stuk belydenis om te sê steeds naderby, is die Here ook by hom en weet dit ook nou weer in die kyk. John het nou gesê, hy wil in op om hierdie te kan doen. En jou trane het oorgevat. En John is sien dieselfde by jou nou in hierdie oomblik. Tannie ook. En wat sê mens by geleenthede soos hierdie, is altyd my vraag. As iets persoonliks, hulle ken my nou meer persoonlik. Hierdie jaar was my menslik moeilik. En ek smag vir mense se pyn. Ek smag om saam met julle te kyk en saam met julle hartseer te moet wees. Nie omdat ek nie wil wees nie, maar omdat het nie lekker is. En dit wil ek met julle doen. En dit kom uit my hart uit. Is jammer om julle pyn raak te sien. Maar wat sê ek dan nou in oomblikke soos hierdie, dis ook om ek nou na jou verwys het, Joel, en Johan gesê, en Johan in jou trane, is, wat sê ek vir julle om vir julle troost te kan bring? Ek as mens kan niks doen om dit wat julle voel en dit wat julle beleef in 'n oomblik van jou weg te vat nie. Dit is vir my fisies onmoontlik. En daarom is my gebed aan die begin. Ek bid dat die Here eintlik sy liefde en sy troos op 'n merkwaardige, onverklaarbare wyse vir julle sal gee in hierdie oomblikke. Want dit is wat mens nodig het in hierdie oomblikke. Maar dit is nie so maklik nie, dit is nie so eenvoudig. Maar meer as dit, kom terug by hierdie foto's. En daar's baie meer. Baie van die foto's wat jy nou gesien het, het ou herinneringe opgeroep. Maar daar's foto's wat nie vasgevang is op 'n kamera nie, wat hier in ons harte lê. En is daai herinneringe, daai ervarings wat elkeen van julle saam met 'n job gehad het, wat niemand van ons in die lewe kan ontneem nie. Jou woorde van jou pa is eintlik 'n lofbetuiging
om vir jou pa te kan sê, nou ek huil, dat jy jou grootste cheerleader is. En langs toe julle was, by julle gestaan het, is ongelooflik. Dis 'n getuienis van, dit is goed. Dit is goed. En daarom, wanneer mens hierdie foto's kyk, dan moet mens nie net vaskyk in wat jy hier raak sien, jy moet ook vaskyk in dit wat in jou hart vasgeskryf is. En dan vra jy jouself af, maar wat maak jy met dit wat daar is? Bou jy daarop? Maak jy dit deel van jou lewe? Pas jy dit self toe? Om eintlik eer te betoon, verder van vandag af, vir 'n man, wat so lank saam gestap het, van 'n pa, van 'n oupa, van 'n vriend, van 'n kennis. Wat maak mens daarmee? So kom ek dit eers te sê is, 2 gedeeltes vir ons lees. En wat kan ek sê? Kan ek sê, om pyn net weg te vat nie. Maar die een ding, die eerste gedeelte wat ons saam lees, wil nie veel oor hierdie Psalm self sê nie, meer oor die tweede een, is Psalm 23. Psalm 23 en die volgende Psalm 121 is eintlik al 2 belydenisse. Belydenis dat die Here die een is aan wie ons moet vashou. Psalm 23 sê, die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie, ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lente van dae. En dan Psalm 121, 'n bietjie later, en verder, wat net so kosbaar vir hom Job was. Dis 'n Psalm wat my ook baie na in my hart lê, wat sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie, en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou ingaan en jou terugkeer beskerm, van nou af, vir altyd. Dan ek wil saam met aan hierdie Psalm lees vanoggend. En hierdie Psalm 121 is 'n diepe Psalm. 'n Psalm wat hierdie pelgrimsgangers gesing het wanneer hulle weggestap het van die tempel af. En ons verstaan nie daai konteks nie, want ons het nie daar binne groot geword nie. Maar waaroor hierdie Psalm spesifiek gaan, is dat hulle as klaar die tempel besoek het, en hulle terugkeer na hulle huise toe, hulle as te ware met hulle rug na die Here toe staan, en die onbekende moet ingaan. En die onbekende wat hulle in die gesig gestaar het, was berge, en die onbekende wat ingestaar het, was gevaar, wat hulle nie geweet het of kan dit daar wees of nie daar wees. En dan bely hulle, en hierdie Psalm is eintlik so merkwaardig. Dit is eintlik die eerste Psalm wat iets daarvan sê, dat God nie by die tempel agterbly nie, maar God saamgaan, wanneer mense in die berge ingaan. En daarom, kom ek sê, wil dit saam met Annie lees, maar ook saam met julle, en almal wat hier is. Dus dit is 'n stuk belydenis, dat ons weet nie wat die toekoms vir elkeen van ons inhou. Want ons sit hier vandag met 'n ander tipe hart, met 'n ander tipe seer, wat ons nie nou eintlik al die antwoorde voor het nie. Baie keer as mens terugkyk, dan dink jy, as ek net maar, as ons maar net nog, en so kan ek aangaan. As ons nie maar vroeër, baie goed, gaan ons nie nou help nie. Maar wat maak ons met wat ons het? En hierdie Psalm gaan dan verder, en ons weet dit nie, ons hoor dit nie, want ons dit self lees, jy nie van die konteks dra nie. Is my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel, en beskermer sluimer nie in. En dan sê hy, die Here beskerm jou teen die son en die maan. In daai konteks was dit afgode gewees, die son en die maan.
En die Here in wie ons vashou is sterker as daai gode. Dis die Here wat saam met ons in die berge ingaan, in die onbekende ingaan, wat ons aan vashou, wat sterker is as dit. Waarom kan ons dan vashou aan hierdie psalm op oggende soos hierdie? Want die Here wat vir julle lief is, elkeen van julle, was oom Jacques ook voor lief. Omdat hy vir hom lief is hy sterker as ook selfs die dood. En daarom kan ons vrees vashou en troos in vind. Tannie het seker die meeste herinneringe, maar ek wil deel wat Tannie met my gedeel het. Op hierdie oomblik is die kers. Tannie Sondag erediens gekyk het, die kers brand. En toe ek klaar is, die kers gaan self dood, het Tannie gesê, soos ons dan die boodskap gekry het, ek is alright, jy moet dit weet. En hier waar ons nou staan by die foto en by die kers wat brand, ons die troos, dat die oom saam met die Here in sy teenwoordigheid is, vry van die pyn en die stryd, wat hy gehad het die laaste paar jaar, die veral die laaste paar maande. En ons weet dat die Here ons heel maak en hy ook weer heel is. Ja, ons is hartseer, ja, ons het nie antwoord nie, ja, ons weet ook soos die was al net en ons sê, ons weet nie wat die toekoms vir ons is nie. Maar wat julle het wat hier sit, is herinneringe, ervaringe, belewennisse, wat niemand van julle kan opneem. Wat julle daarmee gaan maak, om nie weer by wat as, of as ons maar vroeër uit te kom nie, is in julle hande. Ter ere van 'n man, wat vir julle lief was, en vir julle omgee. Mag julle troos vind in die feit, dat die Here wat sterker is as alle gode, ook julle vashou in hierdie oomblik. Mag julle vashou in die Psalm 23 se belydenis, dat die Here is die een wat ons begelei. Nie net ons wat agterbly nie, maar ook steeds die begeleier is van hom Jacques, waar hy saam met die Here is. Dis ons troos as gelowiges, want ons het ander proewe wat nie uit geloof kan word. Amen. Kom ons bid saam. Here, om totsiens te sê is nooit maar nooit maklik. In hierdie oomblikke met die realiteit ingestaar te word en gekonfronteer te word, dat dit finaal is nie maklik. Here, maar dankie vir goeie tye. Dankie dat ons 'n lewe kan vier, 'n vol lewe kan vier van wat was. Dankie vir ervaring wat vir ons sê, toen Jacques ook is, in die teenwoordigheid, en hy nie alleen is nie. Here, en dit geen vat egter nie, ons pyn, ons hartseer, hier waar ons sit nou weg. Maar Here, wanneer ons 'n voorbeeld van iemand gehad het, wat lief was vir U, en anders geleef het, is dit herinneringe waarop ons kan bou om ons eie lewens ook te verryk. En soos ek nou ook gesê het, om eer te bring, nie net aan die persoon nie, maar ook aan U. So daarom wanneer ons in die oomblikke gekonfronteer word met onsself en ons eie denke, laat ons toe om nou net te kan sit en te kan wees. En Here, oké te wees met die feit dat ons voel soos wat ons nou voel, elkeen van ons op ons eie wyse. Dat ons sal troos vind, dat ons maar deur die berge kan stap, dat U ons sal begelei, en U stok en U staf, ons sal vat waar U ons wil hê, en ook ons hartseer van ons al kan wegneem. Amen. Ek sê altyd, ding wat ons nou nie meer het nie, en ek het met die familie gereël, is ons gaan nie na die graf toe nie. Die graf, die oomblik wanneer ons die grond gegooi het, was dit 'n stukkie finaliteit. En ons het dit nie vandag. Vandag net so 'n bietjie hoe ons nou verder gaan, as hulle vra om die kers self te kom doodplaas, maar dan terselfdertyd ook weer die aansteker daar te sit, en om weer aan te steek. Want dis ons hoop as gelowiges, is dat ons saam met die Here kan almal leef. En dan as jy dit aansteek, ook weer aansteek wat jy van hom af gekry het, wat jy wil deel maak van jou lewe, en dit ook dan weer wil uitdeel. As ons daarmee klaar is, gaan ons Amazing Grace luister.
It's amazing dat hy slaag gespeel het, en ek ons gebed doen, en dan agter ons, gaan ons saam kuier en gesels oor dit wat was, en herinneringe aan mekaar te kan deel. Ons is nou hartseer, maar ons mag ook weer glimlag. Here, ons tree ander as mense wat nie glo nie. Ons glo nie, Here, hier naam ons saam met U. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. As ons sterf, dan sterf ons tot eer van die Here. En as ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Here, ons sê nou finaal vir ons job tot ziens. Ons is hartseer en ons almal ervaar verskillend, beleef verskillend en voel in hierdie oomblik verskillend. Daarom is my gebed aan die einde ook dieselfde as aan die begin. Mag elkeen wat hier is en hierdie oomblik nie net herinner word aan die feit van wie ons Job was en wat hy vir elkeen van hulle beteken het en wat hulle kan uitbou wat hulle van hom onthou nie. Al weet ons nie wat in die toekoms voorlê vir elkeen van ons nie. Maar Here, meer belangrik,
mag hulle u liefde en u teenwoordigheid op 'n spesiale manier ervaar in hierdie oomblikke en weet dat u hulle vashou. Ek voel hulle soms nou 'n bietjie ver van u. Here, dankie dat ons kan weet dat sy pyn weg is. Dat hy heel is in u teenwoordigheid en ons daarom op ons eie tyd ook weer kan en mag glimlag. Amen. Dankie, Here.